Yes, baie moeilik. Baie moeilik. Johnny het maar was baie gekom. Ek dink ons was daardie jaar, ons Donnie hulle was dan net 9. Toe hy met saam met Anke Edkers hulle hier aangekom. Ons het nog so spot gedryf met hom en het redelik lank kom ry die Broedsheid met 'n kombi van Anke Edkers goeie jare. En ek sien nou die boek wat hy nou geskryf het Boetjie, toe hy daai hier aankom. Toe sy naam Boetjie. Ons het hom geleer ken as Boetjie. En Johnny was vir ek en Donnie spesifiek, was hy soos 'n jonger broertjie. Toe hy hier kom, het ons hom onder ons vlerk geneem, omdat hy 'n jaar jonger was as ons, was hy natuurlik 'n standaard na ons op skool. En ek dink dit was, ons praat hier van 1993, ek kan nie maar self die somme maak, hoe lank kom ons al aan met Johnny, en ek en hy toe eventually het ons saam gesing, dink ek en hy en Eso en Josie, John, soos hulle hom ken, die CEO van die Mabisa Rugby. Ons het saam in 'n groep beginne. Ek dink Johnny het ook soos 'n kind in hulle huis groot geword. En van daar af het ons cricket saam gespeel, ons het rugby saam gespeel. En eventually het ek en hy en Vivian en Richard en Donnie, Donnie was onze spokesperson. Het ons 'n groep saam begin genaamd New Creation. Wonderlike oomblikke gehad, baie hoogtes bereik. Van New Creation het ons so 'n bietjie nie weggebreek nie. Ek het eventually see toe gegaan daar gaan werk. En Wawin en Johnny, die groep het aangegaan as ek op die land was. Wawin en Johnny toe eventually zing gewen, 'n baie groot oomblik wat was by. En een van die mooi dinge was dat dit net vir Johnny en Wawin op die map gesit het. Dat dit die hele wat was by en spesifiek ons as vriende wat het saam met hulle gedeel in hulle blydskap en dit wat hulle deel gemaak het. Ek onthou altyd as hulle so in Namibië, enige plek in Namibië wat Johnny en Wawin geboek was met 'n zing optrede, het ek saam met hulle beweeg. Johnny het my net saamgevat. Ons is een keer hier bo Roembo toe. Ek het tot so ver saam met hulle getravel, maar dit was goeie dae. Ek het nou net met iemand gepraat en ek sê vir hom, ek kan nie onthou of Johnny al ooit met iemand gestry het, of met iemand kwai vriendskap. Ons kom 'n lang pad aan. Een van Johnny se passies is sang, maar Johnny was ook 'n baie goeie cricketspeler. Hy het, ek dink vir 'n Namibiese uitnodigingsspan het hy in die 90's het hy gespeel teen 'n Britse toerspan. Baie goeie cricketspeler gewees, baie aggressief. Ons het so 'n groep, die Narrow Duiwehok. Dit is 'n groep spelers. Ons het die Duiwehok het ons gedoop daar agter die Duine se netbal, se tennis en netbalcourts. Het ons nou vir ons geëien daardie jare. Ons het nie nette gehad nie. So ons het daardie nette courts het ons geëien en ons het dit genoem die Duiwehok. En ons het nog steeds so 'n groep wat almal wat daai tyd deel was van dit. Ek dink die laaste groepie wat bygekom het is die twee Groenewald broertjies. Hulle was nou soos die babas daar in die Duiwehok, maar dit is hoe ver daardie groep strek en hoe ver ons vriendskap met Johnny strek. En ons is sy laaste boodskap aan my was nog laasweek maandag. En jy sal nie glo nie, sy woorde was gewees spesifiek, ons het gepraat oor die toekoms. En Johnny se laaste boodskap aan my was gewees, New Creation's light will never die. It will shine as bright as new. Dit is wat hierdie oomblik vir ons so emotional maak. En ons probeer sterk wees terwille van sy familie, terwille van sy vrou, terwille van sy seuns. Maar toe ek die tyd kry van Johnny, dit was omdat ons so egte band gehad het. Ja, dit was 'n shock, Rudy, want jy kan nie verwag nie. Johnny het altyd vir my gesê, jy's Blomma, jy's vet jong, jy sal moet maar word. En ek het altyd gesê, Johnny, my broer, los jy maar en vet. Ek sê ek het al baie maar mense begrawe. En ons het nou so spotterwys daarvan gepraat, maar as een van die gesondste ouens wat ek ken, het vir my gesê, hy sê, weet jy of het 'n midlife crisis is, maar hy wil die Comrades hardloop volgende jaar. En hy wil nog so 'n paar overs saam met die Duiwehok Legends, wil hy nog bowl, maar ek weet nie, Rudy, ons is stom, man. Ons het nog nie tot verhaal gekom nie.
Ons het nog nie tot verhaal gekom nie. En wat vir my toe ek donderdagoggend, ek het laat geslaap, toe ek opstaan het ek seker 35 miskals, almal wil weet en almal wil my sê. En wat ek van donderdag af opgemerk het tot en met vandag. Ek het sy vrou ook gesê van Liesel, wat ek ervaar is in my die gevoel wat ek kry is ek is hartseer, ons is seer, maar die trots binne in ons vir 'n kind, as ek weet hoe Johnny en Walvis baie gekom daar, die onskuldige seentjie, en hy het baie groot drome gehad. Hy het byvoorbeeld, hy sal my bel en sê, Blomma, ek het gedroom, ek speel met David Beckham sokker. Ons het gesê, jong, ek het hom genoem op tyd Joseph, want hy het groot gedroom. Sy visie wat hy gehad het was massive. En toe ek sien hoe social media react op Johnny se dood, was dit ja. Vir my as Joe Blom, Johannes Blom, was dit 'n oomblik van trots. Ek het meer trots as seer ervaar. So, om vir jou put it in a nutshell, Rudy, het sal vir ons jare vat om te recover, om net weer selfs ons musiekloopbaan. Ouens daar op die Duiwel groep, die manne is verpletter. Want Johnny was almal se vriend. Hy kon met enige mens kon hy meng. Hy was net uniek, hy was net anders. Hy sal net incheck, en dit is hoekom ek jou sê wat ek so surprised is oor die respons op social media, want dit is 'n ou wat net sal incheck en sê ek check net in, ek mis julle. Hy het soveel tyd gemaak vir sy medemens dat dit vir my 'n surprise is dat soveel mense hom in 'n ander lig gesien het. Hulle het hom gesien as 'n idol, as 'n mens wat berge versit het. Ons het net geken as Johnny, ons het hom geken as Boetjie, ons het hom geken as Jontas. Daar's nog so 'n paar ander name wat ons nie mag op kamera noem nie. Maar ons is stikkend, Rudy. Ons is stikkend, die gemeenskap is stikkend, maar ons vertrou. Wat is die grootste oomblik wat jy sal onthou wat jy en Johnny saam gehad het? Sjoe. Ek dink die grootste oomblik wat ek en Johnny saam gehad het, sal definitief wees ons eerste kompetisie wat ons gewen het as New Creation. Wat hy het soveel effort ingesit. Juffrou Botha het ons afgerig daardie tyd. Hy het vir my gesê dit is vir hom die mooiste oomblik in sy lewe tot op daai stadium. En dit was vir my amazing om dit saam met hom te kon deel. En die ander mooi oomblik was toe hulle Zing gewen het, hy en Vivian en hulle kom in die tent en hulle was geblinddoek. Chris het hulle nog gebring, Chris de Villiers. Hulle was geblinddoek en die hele Walvisbaai was in rep en roer, en toe ek en Kosie het eventually 'n song vir hulle gesing, Coming Back Home. En die expression op hulle gesigte op daardie oomblik was priceless. 'n Mooi oomblik, en vir my was dit amazing om daardie oomblik met hulle te kon deel. Maar daar is baie life-changing moments wat ek saam met Johnny gehad het. Ons op die cricketveld op die rand. een van die moments, hy was baie teleurgestel, hy het vir Koeroes gespeel en sy rugbyloopbaan is beëindig deur Kat Vrygang. Kat mag sy siel in vrede rus. En dit was nie 'n tackle nie, dit was niks. Kat het bloot op hom geval en toe breek hy Johnny se sleutelbeen. En dit was die einde van sy rugbyloopbaan op daardie stadion, maar hy was 'n groot, massive Koeroes supporter. En een van die mooi oomblikke ook wat ons kon gedeel het, was laas jaar toe ons die liga wen, was hy die eerste ou wat gesê het, stuur my piek, stuur my, die wêreld sal moet weet wat dit Walvisbaai achieve. En ek dink dit is die eerste keer in die geskiedenis wat 'n liga kampioen van Namibië op Supersport announce was. Dit is die tipe mens wat Johnny was. Beautiful. Enige laaste woorde van jou kant af? Rudy, laaste woorde wil ek vir Liesel alle sterkte. Johnny se hele familie, die breë familie, dink aan parliamentarian ex-minister Klaasen, 'n noue band met Johnny. Dink aan die hele familie en spesifiek sy seuns Aiden, Conway, Johan. Boys, julle het groot skoene om vol te staan. Massive skoene om vol